Valse herders, bedrog in die naam van God ontbloot deur Coben Botha, wolwe in die kansel. Ons leef in 'n tyd waar godsdiens misbruik word deur die wat hulself manne van God noem. Ongelukkig is baie van hulle nie dienaars van die waarheid nie, maar handelaars van geloof. Met hul miljoene randjets, luukse lewenstyle en emosionele toneelspel het hulle godsdiens 'n besigheid gemaak, soos die Koran waarsku, wie diegene wat die skrif met hul eie hande skryf en dan sê, dit is van Allah om dit vir 'n klein prys te verkoop. Koran 2:79 laat hierdie boekie dien as 'n wekroep teen geestelike bedrog, die opkoms van godsdiensbedrieërs, pas op vir valse profete wat na julle toe kom in skaapklere, maar van binne is hulle verskeurende wolwe. Matteus 7:15 Baie pastore en predikers lyk vroom, maar hul motiewe is materialisties. Benny Hinn beweer hy genees mense deur sy baadjie. Creflo Dollar vra sy gemeente om 1 miljard privaatstraalvliegtuig te finansier. Kenneth Copeland spog met sy vlootjets, hulle is nie profete nie. Maar uitvoerende kunstenaars, wat die Bybel sê oor valse leraars, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike werkers wat hulself voordoen as apostels van Christus. 2 Korintiërs 11:13 Hulle sal julle bedrieg met valse woorde, hul oordeel is lankal vasgestel. 2 Petrus 2:3 Selfs die Bybel waarsku teen sulke misleiers, maar mense volg hulle blindelings, die pausdom en heidense invloede. Die titel Pontifex Maximus kom van heidense Romeinse priesters, beelde, wierook, belydenis, priesterskap alles heidens, nie Bybels nie. Jesus vrede op hom het nooit goue gewaarde of titels soos Heilige Vader gebruik nie. Moenie iemand op aarde Vader noem nie, want julle het slegs een Vader, hy wat in die hemel is. Matteus 23:9 Die lewensgevaarlike leuen van rykdomsprediking, die welvaart evangelie is 'n leuen in die naam van God. Hulle sê, gee en jy sal ontvang, saai 'n saad van geloof en jou deurbrake sal kom, maar wie baat? Hulle, nie jy nie, moenie skatte bymekaar maak op aarde nie. Matteus 6:19 Wie ons bedrieg, is nie een van ons nie. Hade te saai muslim, vervalste wonders en skouspel, genesingsdienste met dramatiese musiek, mense wat flou val en huil. Maar agter die skerms, betaalde akteurs, opgestelde wonderwerke, verborge oortuigingsspel, moenie julle geregtigheid tentoonstel vir ander nie. Matteus 6:1 Megakerke, megaleens, sommige kerke lyk soos stadions. Die predikers lyk soos superster. Voorbeelde, Joel Osteen, vermy die woord sonde. Jacques, meer motivering as openbare. Besirit Biosia, gevalse visioene, vals opstandings, die seun van die mens het nie 'n plek om sy kop neer te lê nie. Lukas 9:58 Ware profete. Moderne predikers, ware profete, valse predikers, nederig en opreg, ryk en pronkerig, roep tot God, roep tot hulle self, ly vervolging, soek roem en applous, weier vergoeding, eis tiendes en donasies. Jesus vrede op hom het niks vir geld gedoen. Mohammed vrede en seëninge op hom het arm gesterf met 'n hart vol waarheid. Hoe hulle die skrif misbruik, hulle verkoop, salfolie, heilige water, gebedsklere, kaartjies hemel toe, terwyl Allah sê, ek vra julle geen vergoeding nie, dit is slegs herinnering. Koran 6:90 Islam, geen prys op waarheid in Islam, geen priesterskap nie, geen verkoop van gebede nie, elke mens roep Allah direk aan. Roep my aan en ek sal jou antwoord. Koran 40:60 Waarheid is gratis, helder en opreg, hoe om 'n ware man van God te herken. Hy soek nie geld of roem nie, hy leer die volle waarheid, nie net wat mense wil hoor nie, hy leef wat hy preek, hy verhef God, nie homself nie, die oproep tot waarheid. Valse predikers het die evangelie omskep in 'n vertoning, maar die waarheid het altyd gestaan, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Johannes 8:32 Die Koran roep jou na, een God, geen tussengangers, suiwer aanbidding, word wakker, volg die waarheid.